Welkom by dag 4. En in dag 4 praat ons oor die verseëling van die Heilige Gees. Neem asseblief jou eie Bybel en soek die verse op om seker te maak dat dit volgens skrif is wat ons deel vandag. Vandag se eerste skrif is verseël met die Heilige Gees, Efesiërs 1 vers 13 en 14. Hier verduidelik dit dat die gelowiges verseël is met die Heilige Gees en dat dit hulle erfenis met Christus waarborg. Is dit nie wonderbaar nie? Om verseël te wees met die Heilige Gees is 'n belangrike konsep wat 'n gelowige se sekuriteit, identiteit en eienaarskap in Christus aandui. Hierdie verseëling word in verskeie gedeeltes van die Nuwe Testament genoem en het 'n diepgaande implikasies vir die gelowige se lewe. Kom ons delf dieper wat in die betekenis is van die Heilige Gees. Om verseël te wees, sy Bybelse basies en die praktiese implikasies daarvan. Efesiërs 1 vers 13 en 14. Paulus beklemtoon die volgende van gebeure wat gelei het tot die gelowiges se geestelike transformasie. Hy beklemtoon dat hul vertroue in Christus geplaas het nadat hulle die boodskap van die waarheid gehoor het, wat die evangelie van verlossing is. By hul geloof is hulle verseël met die Heilige Gees, 'n seël wat die sekerheid van hul erfenis in Christus verteenwoordig. Hierdie Gees is soos 'n voorskot wat die volle verlossing van God se besitting en gelowiges self waarborg. Uiteindelik dien dit alles om lof aan die heerlikheid van God te bring. Is dit nie wonderbaar nie? 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22. Jy kan die video net pause en dan totdat jy die skrif lees en dan kan ons verder aangaan. Hierdie verse bevestig dat dit God is wat die gelowiges versterk en bevestig in hul verhouding met Christus. Hy beklemtoon dat God hulle gesalf en verseël het, sy eienaarskap en beskerming oor hulle aandui. Verder het God aan hulle Heilige Gees gegee as 'n waarborg of voorskot, wat in hul harte woon as 'n pand van die toekomstige vulling van sy beloftes. Is dit nie wonderbaar nie? Efesiërs 4 vers 30. Kyk dit gou op in jou Bybel. Hierdie woorde waarsku vir gelowiges teen die veroorsaking van hartseer of verdriet van die Heilige Gees van God, wat hulle verseël het op die dag van hulle verlossing. Wat is dit die betekenis? Wat beteken dit om verseël te wees met die Heilige Gees? Is 'n teken van eienaarskap. Nou in die antieke tye het die koning mos daai was gesmeld en dan sit hy sy stamp daarop. Nou so is dit net so presies in vandag se lewe, die verseëling met die Heilige Gees. Wanneer jy 'n gelowige word, plaas God sy seël op jou deur die Heilige Gees en dit dui aan dat jy sy beskerming is. Die sekuriteit en beskerming. 'n Seël of sekuriteit verskaf wat verseker het dat die inhoud beskerm word en nie gepeter mee mag word nie. Is dit nie wonderbaar nie? Wat verseker dat hul verlossing veilig is tot in die dag wat Jesus ons kom haal. Geldigheidsverklaring en goedkeuring. 'n Seël kan 'n dokument verifieer wat sy geldigheid en oorsprong bevestig. Die Heilige Gees se teenwoordigheid is in 'n gelowige se lewe autentiseer hul geloof, autoriteit in hul geloof en hul verhouding met God. As 'n voorbeeld is dat die Heilige Gees se werk in jou lewe, soos die vrug van die Gees. Verifieer jou ware geloof en merk jou as 'n ware volgeling van Christus. 'n Waarborg van erfenis. Die seël van die Heilige Gees word beskryf as 'n afbetaling of 'n pand wat ons erfenis, wat waarborg, wat nog kom. Dit is 'n voorsmaak van die ewige lewe en die seëninge wat op gelowiges wag, wat nog enig wag, wat er gaan kom. 'n Voorbeeld, net soos ek 'n deposito op 'n huis plaas as die koper se bedoeling aandui om die aankoop te voltooi. Ek sit 'n deposito neer, dis myne. Is die Heilige Gees in ons van God gewaarborg dat sy beloftes van die ewige lewe
en verlossing sal vervul word. Praktiese implikasies, versekering van verlossing. Om verseker te wees met die Heilige Gees gee gelowiges vertroue in hul verlossing. Dit verseker dat hul geloof eg is en dat hulle veilig in God se hande is. 'n Voorbeeld, wanneer daar twyfel oor jou verlossing ontstaan, kan jy die herinnering dat jy deur die Heilige Gees verseël is, vertroosting en versekering bring van God se onfeilbare liefde en die toewyding wat hy bied. Die identiteit in Christus, die seël van die Heilige Gees, merk gelowiges as kinders van God, wat aan hulle nuwe identiteit in Christus gee. Hierdie identiteit kom met voorregte, verantwoordelikhede en 'n gevoel van behoort. Daai comfort gevoel, ek behoort aan God. Om te weet dat jy die Heilige Gees verseël is, help jou om waarde en waardigheid as die kind van God te verstaan, wat jou bemagtig om jou geloof met vertroue uit te leef. Bemagtiging vir 'n heilige lewe. Die Heilige Gees verseël nie net die gelowiges nie, maar bemagtig hulle om heilige en regverdige lewens te lei. Sy teenwoordigheid in hul lewens stel hulle in staat om sonde te weerstaan en godsvrug na te streef. Die voorbeeld is wanneer jy in die versoeking in die gesig staar, kan jy op die krag en leiding van die Heilige Gees vertrou om dit te oorwin. So baie mense val in die versoeking van Satan en besef nie dat hulle die krag van die Heilige Gees het om dit te weerstaan nie. Wetende dat jy deur hom verseël en bemagtig is. Getuienis aan ander, die seël van die Heilige Gees is 'n sigbare merk van God se werk in 'n gelowige se lewe. Wat as 'n getuienis vir ander dien? Dit kan deure oopmaak vir getuienisse en deel van die evangelie. Openbaring sê dit so mooi, hy sê ons het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. So deur jou getuienis kan ander mense tot inkeer kom. Hoop en toekomstige versekering. Die Heilige Gees se seël is 'n belofte van die toekomstige erfenis wat gelowiges sal ontvang. Dit gee hulle hoop en moedig hulle aan om hul geloof te volhard. In tye van lyding of swaar kry, kan die versekering van die Heilige Gees se seël en die belofte van die ewige lewe hoop en krag gee om te volhard. Om verseël te wees met die Heilige Gees is 'n diepgaande en veelsidige konsep van eienaarskap, van sekuriteit, geldigheidsverklaring, verifiering en 'n waarborg van ons toekomstige erfenis beteken. Dit verskaf versekering en verlossing. 'n Nuwe identiteit in Christus bemagtig vir 'n heilige lewe, 'n getuienis aan ander en 'n hoop vir die toekoms. Om hierdie waarheid te verstaan en te omhels, kan jy die verhouding met God verdiep en jou geloof versterk soos jou geestelike wandel uitleef. Mag God vir jou seën in hierdie dag. Mag hy vir jou krag gee, mag hy jou versterk, mag jy elke weersoeking weerstaan die duiwel, onderwerp jou aan God en hy sal van jou af wegvlug. Jesus Christus se seël is op jou lewe. Jy behoort aan sy koninkryk. Sien jou in dag 5.